En daar sê, goeiemôre boeties en sissies, ja, wat 'n wonderlike voorreg om weer 'n bietjie voor die kamera te wees en terug te wees, daar waar die Here wil hê ek moet wees. Ja, ek het 'n woord en dis vanoggend toe kom op die Bybel app, die YouVersion app, kom Galasiërs 5 op en die Here praat met my daardeur en ek gaan net 5 minute van die tyd vat en ek gaan met u deel dit wat die Here vir my gegee het. Dit is so bekosbaar, dit is waar my as mens hart is, maar ek glo dis wat God wil hê elke mens hart moet wees. Kom ons kyk gou wat sê Galasiërs 5 vers 14. Hy sê, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Boeties en sissies, hoe kan ek sê, ek doen wat God wil hê ek moet doen, maar ek het iets teen my broer en my suster, en ek maak nie klaar daarmee nie. Ek raak nie ontslaaf van die pyne van hierdie lewe nie, en ek dra goed in my hart rond, wat my broer en my suster omkrap, wat my omkrap, wat my lewe weghou van die Here af, en dan kom ek na daai punt toe wat die Here vir my sê, maak klaar, dis tyd. Jy het 'n taak wat gedoen moet word, en ek wil gou vir ons dit in die Amplified lees. Dis kosbaar hoe die Amplified vir ons sê, Galasiërs 5 vers 14 in die Amplified. For the whole law concerning human relationships, menseverhoudings, kosbaar, is complied within the one recipe. You shall love your neighbor as you do yourself. Hoe lief het jy jouself? Hoeveel gee jy om vir jouself? Hoeveel gee jy om vir die naaste? En as jy vir die naaste omgee, en jy sien daar die hongerman in die straat loop, of jy sien iemand wat swaar kry, en jy weet is tot jou vermoë om daai persoon te help, hoekom doen ons dit nie? Ons moet weet, dat hoe nader ons sien die laaste dag nader kom, soveel te meer moet ons doen, wat reg is. Want die koms van ons koning Jesus Christus is om die draai. Dis binnekort. Dis so, boeties en sissies, kom ons los hierdie neidigheid van die mensdom. Dit wat die vyand wil doen, want hy wil skeiding tussen my en u bring, ons boeties en ons sissies, ons vriende, ons kollegas, in soveel plekke wil hy skeiding bring. En wanneer hy skeiding gebring het, dan jubula hy, want hy het nou daai reg gekry om die onderlinge byeenkomste, die vriendskappe, die liefde, die vrede, die vreugde wat God vir ons bestem het hy kom breek. Hy gaan so te kere want hy's opgewonde, maar hy vergeet een ding, dat Jesus Christus het aan die kruis gesterf, sodat ek en u die vryheid in ons koning kan hê. Dat ons die vryheid het om die weg, die waarheid en die lewe te ontmoet, en te kan kom by die Vader, want Jesus is die weg, hy is die lewe, hy is die waarheid, wat ons lei om by hom uit te kom. Daarom, boeties en sissies, leef in waarheid, leef in vrede, leef in liefde met u naaste. Leef in liefde met u naaste. Kom ons deel vrede uit. En wat is 'n vrede? Doen nie self vergins. Gaan staan op 'n plek in die mall, staan in die winkelsentrums, maak nie saak waar jy is nie. Staan, en as iemand verbykom, smile net vir hulle. Dan sien jy wat gebeur. Hulle kan nie verstaan dat 'n wildvreemde persoon vir hulle smile en dalk ook nog 'n handjie waai en die Here is goed. 'n vriend van my vanoggend het gesê, God is good all the time, en voeg iets daarby. Ek wil vir u sê, smile, waai hand, en jy sien wat voeg die Here daarby. Somtyds gaan mense met u kom praat, hoekom doen jy dit? Ander kere gaan mense jou snaaks aankyk, wat gaan met hierdie ou aan? Is hy nie lekker in sy kop nie? Ek is lekker in my kop, want ek het Jesus. Dis wat ek hierby wil los vandag, broers en susters, gaan uit, soek die vrede, soek die liefde, want daar's een wat ons lief het, en sy naam is God. Hy het sy seun gestuur, sodat ek en u, wat in hierdie woord glo, dat ons met ons naaste lief hê soos onsself, maar die belangrikste een is, ons moet die Here lief hê met ons hele hart, hele siel, hele verstand, en met al die krag wat in ons is, sodat wanneer ons naaste boeties en sissies sien, dat ons vry kan wees. U is kosbaar, die Here het u lief, ek het u lief, wees lief vir u naaste, want daar's vele meer wat u lief het en u besef dit nie. Jy wat vanoggend vir my kyk, of wanneer dit ook al is, wanneer hierdie boodskap by u uitkom, onthou net, jy voel eensaam. Jy voel of die wêreld jou verwerp het, maar glo, God het jou nog nooit verwerp nie. Hy wag vir jou om te kom klop en te sê, Here asseblief, maak oop, want hy sê, as jy soek, sê jy vind, as jy klop, sal vir jou oopgemaak word.
Die Here wag vir u. Kosbare dag vir u. In die naam van Jesus mag ek vir u gou bid. Hemelse Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus, vir die boetie en sussie wat nou luister, wat voel dat hulle is verwerp, hulle is eenkant toe gegooi, hulle is moeg, hulle is moedeloos, daar's nie meer hoop nie, dan wil ek vir hulle sê, Vader, want u het vir ons gesê, ons kan dit vir hulle sê, dat hy wat die Here aangeneem het, die reg gekry het, volgens Johannes, wat kan sê, ek is 'n kind van God. En Vader, u roep ons by die naam, u wil hê ons moet nie alleen wees nie, en u sê vir ons, wanneer ons klop, sal u vir ons oopmaak, wanneer ons soek, sal ons u vind. En Vader, u sê ook vir ons in Openbaring 3:20, as u staan en klop en ons maak oop, sal u by ons inkom. En ek vra Vader, dat vele mense wat vanoggend na hierdie boodskap luister, hulle harte sal oopmaak vir u, en wanneer hulle u ingeneem het, en u vriend gemaak het, en liefde ontvang het, dat hulle daardie liefde, die agape liefde, die afilo liefde, wat alles gepaard gaan, sal kan uitdeel vir hulle boeties en sissies, die vriende daar buite, vir die vreemdeling wat honger en dors het, en ek dank u daarvoor, Vader, in die naam van Jesus Christus, amen. Die Here het u lief, stuur die boodskap uit, deel dit met die vriende, dis kosbaar, want God het u lief. Onthou, verhoudings bring krag. Ons Afrikaners het 'n spreekwoord gehad wat ons landstaal was, eendrag maak mag. Maar kom ons raak in eendrag met ons Jesus, sodat ons in eenheid kan kom met ons boeties en sissies. Die Here is vir u goed, die Here is vir u lief. Totsiens.